Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan transaksies met krediteure en spesifiek waar ons 'n rekening betaal en 'n tjek uitreik om die krediteur te betaal. Wanneer hierdie tjek uitgereik word, sal die bedrag van die tjek en die korting ontvang die krediteur wat 'n las is aan die debietkant verminder. So dit beteken ons gaan die krediteur kontrolerekening en die krediteur se rekening moet debiteer. In die kontantbetalingsjoernaal teken ons al die inskrywings aan wanneer geld uitbetaal word. Die dokumentnommer is die nommer wat op die tjek verskyn. Naam van begunstigde is wat is die woord wat op die tjek verskyn. En dan gaan ons kyk wat is die totale bedrag wat ons uitbetaal het. Dit is die bedrag op die tjek. Hoeveel korting ontvang ons? 300. So dit beteken ons wil die krediteur se rekening minder maak met die 2700 plus die korting van 300. So die krediteur sal met 3000 verminder. Die oorboeking na die krediteur grootboek word op 'n daaglikse basis gedoen. As ons nou kyk na DE handelaar se rekening, sien ons die 5400 en die 400 wat ons in die vorige 2 lesse hanteer het. So dit beteken hy het 'n saldo van 5000 wanneer hy ons betaal. So ons gaan wys wat is die tjeknommer, baie belangrik brondokument en nommer, wat is die bedrag op die tjek, 3400 min 1800, nou skuld ons 1600. Dan gebruik ons weer tjeknommer 113 en ons sê die korting is 180, so 1600 min 180 gee vir my 1420. As ons gaan kyk na DE handelaar se rekening, dan sien ons het die bedrag verminder met 2700, 5000 min 2700 gee my 2300. Korting is 300, so as ons dit aftrek van die 2300, bly daar 2000 oor. So op die dag waarop die transaksie plaasgevind het, die 25ste of die 31ste, word die inskrywings oorgeboek na die krediteure grootboek toe, om te wys dat die saldo's van hierdie krediteure het verminder en dat ons nou minder geld vir hulle skuld. Wat baie belangrik is by naam van begunstigde, moet die woord wees wat op die tjek verskyn. Goed, dan gaan ons en ons doen 'n krediteure lys van al die grootboek saldo's en DE handelaar skuld R2000 en ons skuld vir Hatfield handelaars 1420. So ons totale skuld op hierdie stadium volgens die krediteure grootboek is 3420. So die transaksies in verband met krediteure binne in die joernale word oorgeboek op die datum waarop die transaksie plaasgevind het. Die totale in die joernaal sal oorgeboek word na die algemene grootboek. So ons gaan die bankrekening debiteer met 4500, krediteure kontrole debiteer met 4980 en korting ontvang krediteer met R480. Inskrywings binne in die joernaal gaan na die krediteure grootboek. Totale gaan na die algemene grootboek. In die algemene grootboek gaan ons wys dat ons geld uit die bank uitgehaal het om te betaal, so my bankrekening word gekrediteer met die totale bedrag van 4500. Ons het geld vir die krediteure betaal, so ons gaan die krediteure kontrole moet debiteer, maar ons het ook korting ontvang, so die totale bedrag wat in jou krediteure kolom is die bankbedrag plus die korting, so ons sal wys dat die dubbelindskrywing 'n gedeelte gaan na die bankrekening toe en 'n gedeelte gaan na die korting ontvangrekening toe. En dan sal ons korting ontvangrekening krediteer met 480 want 'n inkomste vermeerder aan die kredietkant. As ons nou kyk na die kredietinnskrywings, is die betaling 4500, die korting is 480, so aan die kredietkant het ons 4980
en dit stem ooreen met die inskrywing wat ons aan die debietkant voltooi het, om my dubbelindskrywing te kon voltooi. Aangesien hierdie bedrag gedeel word tussen 2 rekeninge, kan jy nie hier skryf net bank nie. Dit moet bank en korting wees om aan te dui dat dit na 2 verskillende rekeninge toe oorgeboek sal word. Wat het ons geleer? Wanneer ons fakture ontvang van krediteure af vir kredietaankope, word dit in die krediteure joernaal aangeteken. As ons goed wil terugstuur na krediteur toe, sal ons 'n debietnota voltooi en dit saam met die goedere terugstuur of 'n versoek rig dat ons afslag wil hê. Die besigheid ontvang op sy beurt weer 'n kredietnota van die krediteur af as hy bereid is om die goedere terug te neem of die afslag toe te staan, en dit word dan in die krediteure afslagjoernaal aangeteken. Checks word uitgereik om krediteure se rekeninge betaal. Die check teenblad word gebruik om die betalings aan krediteure in die kontantbetalingsjoernaal aan te teken. 'n Elektroniese oorbetaling is ook 'n manier hoe die krediteure betaal kan word. So 'n elektroniese oorbetaling kan die plek neem van 'n check teenblad as 'n brondokument. Die inskrywings in die krediteure joernaal, krediteure afslagjoernaal en kontantbetalingsjoernaal moet op 'n daaglikse basis in die krediteure grootboek aangeteken word, sodat ons aan die einde van elke dag weet presies hoeveel geld ons aan elke krediteur verskuldig is. Inskrywings in die krediteure joernaal, krediteure afslagjoernaal en kontantbetalingsjoernaal moet na die algemene grootboek oorgedra word om die dubbelindskrywing te voltooi. So die inskrywings binne in die joernaal gaan na die krediteure grootboek. Die totale van die joernale word na die algemene grootboek toe oorgeboek. Die krediteure kontrolerekening word gebruik om hierdie totale aankope of terugsendings of die totale betalings aan te teken. Die totaal van al die uitstaande bedrae in die krediteure grootboek moet gelyk wees aan die saldo in die krediteure kontrolerekening. So aan die einde van die maand sal al die totale wat verskuldig is aan krediteure bymekaar getel word en moet dit ooreenstem met die saldo wat in die kontrolerekening bereken is, want in die krediteure grootboek word die individuele inskrywings aangeteken, in die krediteure kontrole word die totaal van al die inskrywings aangeteken. Indien dit nie ooreenkom nie, sal die fout opgespoor moet word en reggestel moet word.